Bonjour, mesdames et messieurs. Ons en Jacqueline gaan vandag 'n Franse fantastiese pasteitjie maak en ons is in Frankryk met die heerlikste kruie. Hierdie reuk maak my te mekaar. Dit meng met my brein in. So jy moet maar oorneem, Jacqueline. Bonjour en welkom in die Pink Kombuis. Baie dankie. Die Pink. Dit is natuurlik soos jy sê net 'n baie lekker reuk hier vanmôre, maar ek is opgewonde om sommer net 'n maklike aandete, middagete, kosblik idee of net 'n bederfie vanoggend te wys van ek dink almal voel soos ek en jy. Dit is tyd vir vakansie. Paasnaweek kan nie vinniger kom nie. Hierdie jaar en sy uitdagings moet nou vir ons bietjie 'n breek gee. Einde van die eerste kwartaal. Einde van die eerste kwartaal. En ek dink hierdie idee is juist een van daai idees wat jou sommer so maklik gaan help om net iets maklik te doen en daai dae makliker te maak. So al hierdie maklike woorde en ons Franse dinge, kom ek wys jou, 'n galette. So dis nou net 'n fancy woord vir 'n pastei wat nie 'n vaste vorm het nie. So, jy kan 'n kors deegie van jou eie maak of jy kan soos ek die kort pad vat en blaardeeg kry. Ook blaardeeg moet dit nie self maak nie, moenie geïntimideerd wees nie. En ek het dan om 'n ronde vorm te kry sommer 'n koekbord, 'n eetbord geneem. Sny dan nou jou eetbord baie mooi uit as jy wil, of soos ek gesê het, dit is nie 'n vaste vorm nie so aan. So daar's nie 'n verkeerde vorm nie. Daar's niks verkeerd nie. Dan haal jy nou jou puff pastry af. Jy 'n tip wat jy nou by die tyd weet as jy saam met my in die kombuis kuier is, dat puff pastry of blaardeeg soos 'n mens nou sal sê, moet ijskoud wees as jy met dit werk. Want genade, anders klou dit aan alles as dit vassit, dit is 'n morserige storie. Maar hierdie is nou, soos wat mense in Engels sal sê, 'n blank canvas. Hier is waar jou kreatiwiteit, baie dankie, bymekaar kom. So ons het ekstra tomaties by die huis gehad en dan daai reuk wat jy ruik is dan nou deur 'n lekker kaas wat ons bymekaar gesit het. Goed, So hierdie kaas koop jy as boursin pasta of jy maak feta. Jy kan kaas gebruik, tomaties of enige groente wat in jou yskas is. Jy kan vleis bysit en jy kan dit ook soet maak met perskes of enigiets anders. So sien jy daar is ons blank canvas. So en ek skuif hom net een kant toe vir 'n minuut en dan wys ek jou hoe maak ons die vulsel. So soos julle kan sien, ons het tomatie uitgebring. Ek het nou wat ons sal noem exotic tomaties gekry. En hy is vars uit die tuin uit. Uit die tuin uit. Hoor, vars gepluk. Wat wees in Frans, exotic. Ek sal nie 'n idee hê nie. Ek weet nie. Julle weet dat weet ons. I don't know. Wat jy dan doen, sny dit op, gooi dit reeds in 'n bak en dan neem jy nou hierdie kaas. Hierdie is nou 'n lekker hande ding. Kry die kinders betrokke. Breek die kaas op. Jy gaan die reuk en die geure kry. Ek wens julle kan dit saam met ons doen en kyk en kuier. Sit dan natuurlik nou 'n bietjie kruie by. So aan weer eens kyk wat's in jou yskas. Wat is nou daar dalk in seisoen beskikbaar? Ek hou van timi. Kan jy dit vir ons inbreek? Afbreek. Breek jy vir ons in terwyl ek my hande skoon maak? En dan sit jy nou geurmiddels by. So ek het hierdie heerlike spesery wat ek altyd gebruik. Ek dink by nou al ken julle hierdie blou botteltjie saam met my. En dan omdat ons kaas het ons baie sout, maar ons sit lekker peper by. So hier het ons 'n mengsel. Jou peper bring natuurlik altyd maar sout ook, né? So nou add so 'n bietjie nog timi, tada, en dis kyk lekker is kry hierdie timi, né? Hulle gebruik dit in baie disse. En natuurlik as jy nou perske, as jy nou van my idee van môre hou en jy wil perskes bysit, dan kan jy ook timi bysit. So goed, kom ons begin en ons bou ons pasteitjie of ons vrye vorm. So jy sit kaas in die middel. Wees nou asseblief avontuurlustig hierso vanmôre. Daar is geen reg of verkeerde manier nie. Neem dan jou vulsel, 'n lekker handvol. Want die lekker ding van hierdie is jy gaan hom so vol maak soos wat jy wil. Baie vol. Baie vol. Maak hom goed vol. Ekstra vol. En dan neem jy die kante en jy vou dit om. So dit gaan dan nou maak dat jy as jy nou hier kyk, die pastei se ronde kant kry. Druk dit nou so half binne in en dan op die tyd 180 grade in jou oond en sien daar, dan bak jy hom. So aan bring vir ons daai pan nader. As hierdie ene nou uit die oond uitkom, ons het hom nou so 'n bietjie vroeër gebak, kan jy sien die broskors het so
opgepaf met puff pastry. Hy is lus om geëet te word hierdie ene. Absoluut. Ons tomatie het nou natuurlik 'n bietjie afgewerk, maar dis maar wat die oond doen. Ja. So haal jy hom nou uit. Ja. Hy is natuurlik nou nie warm nie. Kry 'n bedieningsbordjie. Sny hierdie dan nou in avontuurlustige stukke. Kan jy sien hoe lekker gaan hierdie wees saam met jou vriendinne? As jy dit dalk nou saam met 'n stukkie hoender of 'n baie braai wil bedien, kan dit darm nou nie lekker wees nie. Dit kan 'n baie lekker Kyk nou nie voorgereg ook wees, hoor. Absolute voorgereg, 'n vegetariese voorgereg. So kan jy hom bedien saam met 'n lekker slaaitjie en natuurlik om dit af te rond, basiliese asyn. Sit dit so net 'n drusseltjie oor. Kyk nou net hier hoe kreatief is so Annie langs my. En as ons dit nou hier doen, kan jy nou dink as jy nou 'n skiesie voor jou gesig, as jy nou 'n ete moet bedien by jou kerk, jou vriendinne of jou familie, kyk hoe lekker is dit. Dit lyk mooi. Jy het net tomaties, kaas, timie en dit wat in jou yskas was gebruik. En soos ek sê, jy kan avontuurlustig wees. Perskes, enige vrugte kan jy ook insit. Kom ons praat gou 'n bietjie oor as ons nou 'n soetvulsel daarmee maak. Ja. Perskes is nou juis lekker in die seisoen, seisoen. hè, geel perskes. Ek dink selfs aan vye wat nou Absoluut. lekker in seisoen is. Vye, feta. Sit ek dan nog steeds 'n roomkaas daarbey? Asseblief. Nee. So wat jy sal doen dan, jy kan dieselfde doen. Begin met jou blaardeeg onderkant. Gebruik jou perskes of dit uit 'n blik uitkom of vars is. Ja. Meng dit met feta. Ja. En timie, beide die vye of die perskes, sit dit op dieselfde manier 180 grade in die oond, bak tot jou blaardeeg rand pragtig is. En jy sal sien daar sal karamellisering wees, want die soet van die vye en die perskes sal dit dan nou juis uitbring. Soos jy kan hierso sien in die kante, die karamellisering. En dan as dit uitkom, bedien jy dit ook met balsamiese asyn. Natuurlik. En selfs as mens 'n bietjie 'n heuning in die huis het, net kan dit ook lekker wees daarbey. Heuning kan nou dan sit lekker jy wees. nagereg of 'n bietjie room nog extra. so soetsmond moet daarom nou hier. Stoutighede. Hoor hierdie wat nou weer nie kadette nie. Nee, galet. Galet. Vrye vorm pastel. Daar sê, wees vryvorm en Frans hierdie naweek. As jy wil. Ek gaan na Frankryk toe saam met jou gaste op watter manier jy dit ook al wil bedien. En baie dankie Jacqueline. Merci beaucoup. Au revoir. Namaste. Bly Tot ek jou weer ingeskakel vir sien. die groot ontbyt. Tata. Tada. Ciao.